Wees gegroet gemeente van Brakpan Wes in die naam van hom, wie ons aanroep, hom, wie ons ken en aanbid as verlosser en zaligmaker. Liefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Soos reeds vooraf gesê is, vanoggend se skriflesing kom uit Romeine 2 uit. Jy kan gerus, as jy nie reeds daar is nie, soontoe blaai. En ek lees daar vanaf vers 17 tot en met vers 29. Waarvoor ek vir ons die woord van God uitlees, maak ons oë toe. Here, dierbare Here, dankie vir die voorreg wat ek het om u woord te mag bring. Dankie vir elkeen wat ook vanoggend na hierdie woord luister. Al is dit vanoggend 'n heropname van Sondag se preek. Die hulle wat dit hoor, mag seën. Die hulle mag aanraak deur die Gees. Baie dankie daarvoor, Here. Dankie dat ek kan sê ek is afhanklik van U. En dat U, o Gees van God, die persoon is wat alleen ons harte ons kan oortuig van sonde, geregtigheid en die oordeel. Dat in ons harte en ons lewens kan werk. En dis vanoggend ook dan my gebed, dat U mense deur hierdie audio, op wat se medium ook al, sal aanraak. Mense se harte sal aanraak. Hulle nader na U toe sal trek, U kinders, hulle wat U nog nie werklik waar ken nie, dat hulle 'n ontmoeting met U mag hê. Dankie daarvoor, Here, seën hierdie woord. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Romeine 2, hoofstuk 2, ek lees daar vanaf vers 17. Jy sê jy is 'n Jood, jy verlaat jou op die wet van Moses, jy beroem jou daarop dat God jou God is, jy ken sy wil en jy onderskei die dinge waar dit werklik op aankom, omdat jy deur die wet onderrig word. Jy is daarvan oortuig dat jy 'n gids vir die blindes is, 'n lig vir die wat in die duisternis is, 'n leermeester van die wat onkundig is, onderwyser van die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samevatting is van kennis en waarheid. Jy dan wat 'n ander leer jy jouself. Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy nie. Jy wat sê 'n mens mag nie egbreek pleeg nie, pleeg jy nie egbreek nie. Jy wat 'n afskeid het van afgode, beroof jy nie hulle tempels nie. Jy wat jou op die wet beroem, doen jy God nie oneer aan deur sy wet te oortree nie. En inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van julle optrede word die naam van God deur die heidene nasies belaster. Besnydenis het waarde alleen as jy die wet van Moses onderhou. Maar as jy die wet voortdurend oortree, is jou besnydenis niks anders as onbesnedenheid nie. As die onbesnedene die voorskrifte van die wet onderhou, sal God dan nie sy onbesnedenheid as besnedenheid reken nie. Ja, iemand wat kragtens sy afkoms onbesnedene is, maar tog die wet onderhou, sal jou selfs veroordeel vir jou wat met wetsvoorskrifte en besnydenis en al die wet oortree. Nie hy is 'n Jood wat dit uiterlik is nie. En nie dit is besnedenheid wat uiterlik aan die liggaam gedoen is nie. Nee, hy is 'n Jood wat dit innerlik is. En dit is besnedenheid wat in die hart gedoen is deur die Gees, nie volgens die wetsvoorskrifte nie. So iemand ontvang lof nie van mense nie, maar van God. Tot sover. Vanoggend se prediking gaan oor die besnydenis, dit wat
Paulus aan die Joodse gelowiges geskryf het. En nie net dit nie, Paulus is ook besig met die heidense gelowiges oor die besnydenis. Nou julle weet, heidene is mense uit ander volke en tale wat tot geloof gekom het, waarvan ons natuurlik ook deel is. As jy my nou vanoggend sou vra om vir julle in een woord vanoggend se tema te beskryf, en dan sal ek die volgende sê: wedergeboorte. Nou dis 'n woord waarmee julle almal bekend is, idee het wat dit dalk moontlik beteken. En die Griek sê wedergeboorte beteken om van bo af gebore te word. En met ander woorde, dis God se werk. Net so het julle ook die wete dat die wedergeboorte die alleen reg is van die Heilige Gees en dat hy alleen hierdie werk in mense se harte kan verrig. Dus Jeremia 31 vers 31 tot 34 skrywe die profeet, ek lees vir julle die ou vertaling. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart, hoor mooi, ek skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Jeremia het reeds getuig van die nuwe verbond, die oue wat tot niet sou gaan, die nuwe wat deur die bloed van Christus Jesus beseël is. Nou ek kan eintlik vir julle dit dalk ook sê, die Ou Testament is die ou verbond, die Nuwe Testament is die nuwe verbond. En julle weet wat 'n verbond is. 'n verbond is 'n verbintenis tussen een wat sterk is, met ander woorde, daardie een met die voorwaardes van so 'n verbond kan uitvoer en kan in stand hou teenoor die ander party, die swakkere. Ek kan dit dalk vir julle eenvoudig gesê, God is die sterker, die meerdere, het 'n verbond met die mens, die swakkere, gesluit. Hy is die een wat dit tot stand gebring het, hy is die een wat dit ook kan uitvoer en uitvoer. So weet julle ook dat die Ou Testament die ou verbond is tussen God en Israel, en so weet julle ook dat die Nuwe Testament die nuwe verbond is, bewerk deur Christus se kruisiging en opstanding. Die boek Hebreërs skrywe die Hebreërskrywer in hoofstuk 9, dat sonder die vergieting van bloed daar geen vergifnis van sonde is nie. Die boek Hebreërs beskryf so mooi dit wat in die Ou Testament gebeur het. 'n afbeelding, 'n afdruksel was van die Nuwe Testament, die volmaakte wat moes kom. Ek wil hê julle moet vanoggend geduld hê in vanoggend se boodskap om hierdie ongelooflike groot werk nie net te verstaan as kind van God nie, want dat hierdie groot werk wat hy alleen in die mens bewerk het, dat die Here dit vanoggend vir jou sal oopmaak, maar nie net dit nie.
dit vanoggend se boodskap vir jou ook aan die hart mag gryp. Sien ook in die agtergrond van die Paasgebeure en Pinkster, en nie te lank terug was nie. Paas was natuurlik in einde Maart gewees, en Pinkster was so tydjie gelede gewees, wat ons as Christene gevier het, en ek glo soos julle weet, dat ook Paasgebeure, Pinkster, die opvaarding van Christus wat hy voor Pinkster opgevaar het na die hemel, is dit waarom ons geloof draai. So weet julle ook dat beide verbonde 'n teken gehad het, maar in ander woorde, die ou verbond het 'n teken gehad, en dit was die besnydenis, dit wat Paulus ook hiervan praat in hoofstuk 2, en dan die nuwe verbond het die doop met water gehad. Met ander woorde, die doop is die teken van die nuwe verbond. Met ander woorde, 'n teken wys op dit wat binne gebeur. Die Nederlandse geloofsbelijdenis praat van die pad van die wedergeboorte en verwys na die doop van kinders, as ook die doop van die volwassenes wat ons byvoorbeeld soos aan die Baptiste kerk kry, wel 'n groot doop, as ook van ons charismatiese kerke. Verder beskryf die Nederlandse geloofsbelijdenis dat net soos die water die teken is om die liggaam skoon te was, net so maak die bloed van Christus sy kinders van binne skoon, kom reinig sy kinders skoon van sonde. Julle weet dat ons in die gereformeerde tradisie kinders ten doop bring. Die doop is dan die verbond tussen God, natuurlik die meerdere, en die gelowige ouers, die mindere. En dat hierdie, in die gereformeerde tradisie, hierdie verbond, dat hulle kinders in die weë van die Here sal opbring, die weg van saligheid sal aanwys, deur woord en deur hulle lewe, en dat hulle die kinders sal onderrig in God se woord. Dis wat ouers voor die kansel doen, sodat hierdie kind wat dan ten doop gebring word, ook eendag op hierdie verbond sal kan antwoord gee. Nog meer eenvoudig gesê is, hierdie kind moet self ook tot geloof kom. Hy moet self tot bekering kom. Natuurlik nie uit hom of haarself nie, maar alleen deur die werk en oortuiging van die Heilige Gees. En julle almal ken Johannes 1, verse 12 en 13, en ek lees daar vir julle die 83 vertaling, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hoor nou mooi, ekskuus, vers 13. Vers 13 verduidelik vers 12. Hulle is dit nie van nature nie, jy is maar nie net 'n kind van God nie. Nie deur 'n drang van 'n mens nie, met ander woorde, die drang, jy het nou besluit, dat jy nou glo in God, en dat jy nou sy kind is. Dan sê hy, maar hulle is uit God gebore. Die gesprek met die Here Jesus met Nikodemus in hoofstuk 3 van die Johannes Evangelie, lees ons daar dat die Here nie vir Nikodemus sê, as hy die stap en die stap en die stap doen, dan sy nou weer gebore nie. Maar hy sê net daarso, as jy nie weergebore is, sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Met ander woorde, met Pinkster het God se Gees gekom. Hy kom, hy praat met ons as mens, natuurlik deur die prediking, soos Romeine 10 vers 17 sê, en as ek hoor wat die dominee gesê het, en die Here het met my hier binne kom praat, ek voel aangeklaag, ek het onsekerheid, en ek antwoord op die prediking, ek antwoord op die woord wat ek gehoor het, boek wat ek gelees het, of iemand wat my gekonfronteer het, en ek neem Jesus dan aan as verlosser en saligmaker. Met ander woorde,
Dit was nie 'n besluit uit myself nie, maar op grond waarvan ek gehoor het. Met ander woorde, God die initieerder, hy kom praat met jou en dan antwoord ek daardeur. Met ander woorde, hy gee ons ook die geloof om te hoor, hy kom open ons ore en ons oë. Met Pinkster het ek in dominee hoor sê, as jy Jesus as verlosser en saligmaker aanneem, is jy weergebore. Dit is 'n halwe waarheid. Dit is eintlik geen waarheid nie. Want Johannes sê duidelik, jy is nie sy kind net omdat jy in 'n kerk is, kerk toe gaan, Bybel lees. Jy is nie sy kind, ek herhaal, net omdat jy in 'n kerk is nie, kerk toe gaan, Bybel lees en bid nie. Ook nie omdat jy besluit het dat jy nou Jesus gaan aanneem nie, ook omdat jy besluit het dat jy glo nie. Nee, hulle is uit God gebore. Met ander woorde, soos ek gesê het, die Here kom na jou toe, deur die prediking, deur 'n boek, deur iemand wat op jou pad stuur, om met jou daaroor te praat, en jy raak oortuig van die woord wat jy hoor, deur die werking van die Heilige Gees. Hy kom oortuig jou, deur daardie persoon, deur die boek, deur wat ook al, kom oortuig hy jou daarvan, en op grond daarvan antwoord ons. En dis ook wat Paulus hier in ons geleesde gedeelte gesê het, jy is nie 'n ware Jood uiterlik nie, maar innerlik, dis 'n werk van binne, en dis weer eens wat Paulus vir ons hier wil kom sê. Die redding van die mens deur Christus Jesus is God se volmaakte werk alleen, wat hy deur sy Gees in die mens kan doen. Nou as jy na die evangelie van Johannes toe gaan, hoofstuk 2 en hoofstuk 3, dan in die Grieks kom daar twee gloos, is baie sterk na vore. In hoofstuk 2 sê die Here Jesus daar aan die einde van hoofstuk 2, en hy het die mens nie vertrou nie, want hy het geweet wat in die mens is, want daar staan, en hulle het in hom geglo op grond van wat hulle gesien het. En dan lees ons in die hoofstuk 3 van Nikodemus, dat die Here vir hom gesê het, as jy nie weergebore word, sal jy nie die koninkryk van God beerwe nie. Met ander woorde, daar's geloof wat lei tot redding, en daar's geloof wat nie lei tot redding nie. En alleen God skenk hierdie geloof wat lei tot redding deur sy Gees. Daarom sê die geloofsbelijdenis van Nicea dit so mooi, as hy die werking van die Heilige Gees verduidelik. Is my vreeslik mooi, oor die woord, die Heer en lewendmaker van ons geloof. Die Heilige Gees is die Heer van ons geloof, en hy is die lewendmaker van ons geloof. Julle weet dat God deur Moses die besnydenis gebring het aan elke manlike persoon in Israel, as teken tussen hom en die mens. Maar dit het eintlik al begin by Abraham, want die Here het vir Abraham gesê, en met elkeen wat, as sy kind op 8 dae is, dan met die baba seentjie aan sy voorhuid besny word. Natuurlik gesondheidsimplikasies gehad, maar dit het dan ook gedien as 'n teken tussen die Here en Israel. Die Here het ook aan Moses beveel dat die wet, die besnydenis, die bring van offers, die skoonwas van die priesters alvorens hulle offer kon bring, dat al hierdie voorskrifte noukeurig uitgevoer moes word. Hoekom? Want hierdie dinge was 'n heenwyse na Christus Jesus. Maar eintlik vir julle dit so sê. Die Ou Testament is nie net die geskiedenis van Israel, mooi verhale van God se groot werk en God se wonders, en hoe God Israel geseën, gestraf, gelei het, in ballingskap gevoer het, hulle weer daar uitgebring het, teruggebring het nie. Dis nie dit nie.
Die Ou Testament is nie dit nie. Die Ou Testament is 'n heenwyse na die Here Jesus. Dit wat sou kom. Die redding vir die ganse mensdom, vir hulle wat natuurlik vir die Here Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaking op grond van die oortuigingswerk van die Heilige Gees. Daarom het God die 2 seuns van Aaron in Eksodus 10 met die dood gestraf, toe hulle vreemde vuur van offer voor Israel gebring het. Met ander woorde, God het in heiligheid gewaak oor die noukeurige nakom van die Ou Testament, die Ou Verbond, want dit het heen gewys na dit wat die Here Jesus die Nuwe Testament kom doen het. Die Here skryf deur Moses, as hy vir Aaron sê, ek het my heiligheid aan die volk kom toon, en hy het dit deur die priesters kom doen. Daarom het die 2 seuns van Aaron gesterf, want hulle het God se naam in oneer gebring. Christus se kruisiging en opstanding was juis dat die mens juis die heiliging of die heiligheid van God kan sien en beleef. Christus se versoeningsdienste was in sy totale wese heilig gewees. Met ander woorde, sy brutale dood aan die kruis was 'n heilige offer aan God, die enigste volmaakte offer wat God die Vader aangeneem het. Sy opstanding is hy verheerlik, maar daardeur het hy eer aan sy Vader gebring. Christus se kruisiging en opstanding was hierdie volmaakte offer, die enigste offer wat die Vader aanvaar het, die enigste offer ooit wat vir hom aanneemlik was. Hierdie hele Paasgebeure is gehul in heiligheid, het Christus se heiligheid beklemtoon. Dit het eintlik sy volkome mens en sy volkome God beklemtoon. Daarom skryf Paulus hier in Romeine 2, die besnydenis soos in die Ou Testament het slegs waarde wanneer die wet volbring kan word. Met ander woorde, wanneer die wet onderhou moes word om enigstens voor God tevrede te stel, kon nie een wet oortree word nie. Dit is wat God se wet vereis het. Die wet van God moes volmaak gehou en nagekom word. Geen mens kon die voorskrif wat die wet vereis nakom nie. Net Christus alleen kon dit doen. Daarom skryf Jeremia, ek sal my wet op hulle harte skryf. Dis nie meer uiterlik nie, maar innerlik. Dis die werking van die Heilige Gees. Dis die besnydenis aan die hart, die teken van die wedergeboorte in sy kinders se harte. En daardie teken is gedoen deur sy bloed. Christus Jesus het dit ook bewerk en het die Heilige Gees, God wat in die mens kom woning maak het, kom nuut maak van binne. En Paulus skryf ook in Korintiërs, julle is die tempel van die Heilige Gees. Nou, julle ken die Ou Testament, in die tempel het hy 3 bestaan, die voorhof, die heilige en die allerheiligste. En daai dag toe die Here Jesus aan die kruis gehang het en gesê, dis volbring, dit is volbring en die voorhangsel geskeur het vir ons as gelowiges direkte toegang gegee tot God die Vader. Wat beteken dit vir ons as Paulus sê, julle liggame is die tempel van die Heilige Gees? Hy wil eintlik vir ons sê, ons harte, ons lewe, ons wese is die allerheiligste. Is daar waar God is, waar God teenwoordig is. Ek moet tot bekering kom. Ek moet Jesus aanneem as verlosser en saligmaker. Daardie besnydenis aan die hart, die wedergeboorte is die bewys van die vrug van die Gees en is teenwoordig
in ons lewens, in sy kinders se lewens. Ja, ons moet tot geloof kom. Ons moet tot bekering kom. Die bewys van 'n ware bekering gaan juis die vrug wees, wat teenwoordig gaan wees in so een se lewe. As jy sê jy het hom aangeneem, maar jou lewe is net soos dit was voor jou bekering, dan is dit soos Johannes 1 vers 13 sê, wanneer een uit hom of haarself besluit of sê, uit hom of haarself, ek glo, maar wanneer God se Gees my oortuig het, van sonde, dat ek 'n sondaar is, van geregtigheid, dat ek 'n middelaar nodig het, en oordeel dat ek in Christus Jesus die ewige hel kan vryspring, wanneer ek ervaar en ander sien wat met my gebeur het, wanneer heiligmaking heilig word deel is van my lewe. Nie volmaak nie, maar groei na volmaaktheid in Christus Jesus. In die dogmatiek is in die teologie, hoe ons dinge verstaan, wil ek afsluit met om die twee terme vir julle te verduidelik is geregtigheid en heiligmaking. Geregtigheid is die Griekse, dis 'n eenmalige proses, dis wanneer God deur die Gees my van binne af kom nuut maak, wanneer hy my geregtigheid kom maak, op grond van dit wat die Here Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Dis eintlik afgelei van die verstaan daarvan kom uit die Hebreëse woord sadak, geregtigheid, God se geregtigheid word tentoongestel soos 'n hofgebeure. God is die regter en elke mens sit as beskuldigde, as skuldige voor hom, voor God, voor die Vader, en Christus Jesus is ons, sy kinders, se advokaat. God, ons is almal doemenswaardig, soos Romeine 3 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ons is skuldig, maar op grond van wat Christus Jesus, ons advokaat, gedoen het, maak God ons nou het God ons vrygespreek. Met ander woorde, God kla aan. Tegelykertyd spreek hy ons vry op grond van dit wat die Here Jesus gedoen het. Met ander woorde, dis 'n eenmalige ding. Ek kom een keer tot geloof in die Here, ek word eenmaal weergebore. Heiligmaking is 'n proses. Met ander woorde, as gevolg van God se geregtigheid, toe hy my kom red het, kom bewerk hy dan ook die vrug van die Gees, Galasiërs 5, wat praat van die vrug van die vlees, die liggaam, sonde wat lei tot die dood, vrug van die Gees, God se Gees, wat lei tot lewe. Is dit dan 'n proses waardeur ek meer, soos Paulus skryf op in Korintiërs, ons moet minder word, Christus moet meer word. Piet Smit sing 'n liedjie, meer en meer soos Jesus. Met ander woorde, heiligmaking is die vrug van God se gewerk van geregtigheid in sy kinders se lewe. En dan bewerk hy geregtigheid in ons lewe. Maar Paulus sê ook in Romeine 5, einde van Romeine 5 en hoofstuk 6, dat sê, van God se genade, beteken dit dat ons nou meer sonde mag doen? Dan sê hy, nee, stellig nie. Met ander woorde, heiligmaking, as ek gesondig het ek natuurlik 'n voorspraak, ek kan na die Vader gaan op grond van dit wat die Here Jesus ons aan die kruis gedoen het, maar dit beteken nie dat ek mag aanhou sonde doen, voortleef in die sonde. Die lewe moet 'n lewe van verandering wees. God kom maak nie halfpad nie, hy kom maak volkome nuut, maar ek soos 'n kind gebore word, 'n baba, 'n kind word, 'n groot mens, en uiteindelik 'n volwassene. So moet ons groei in ons geloof. Dis wat heiligmaking beteken. Ons word meer en meer soos Jesus. Ek word al minder en Jesus word al meer. Ek is in die hart besny. Daardie werk van God se Gees in sy kinders se lewe. Mag die Here hierdie woord
ook so in jou oopbreek. Mag die Here deur sy Gees, ons as sy kinders, ook aanraak in geloof. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie vir u kosbare woord. Here, ek is maar net 'n mens. Ek is 'n instrument in die hand. Ek weet nie wie u deur hierdie woord aanraak nie. Ek weet nie met wie het u, o Gees van God, 'n afspraak nie. Here, dat ek ook as prediker, predikant, ook mag leef in heiligheid, in heiligmaking. Mag ek ook 'n instrument in die hande wees om deur u gebruik te word. Ook om ook mense daar buite aan te raak deur u woord. Dat hulle ook waarlik tot geloof, tot bekering mag kom. En dat na die veranderde lewe, as u kom red het, die getuienis sal wees, sy lewe of haar lewe, die getuienis sal wees van u werk. Nie my werk, nie my hande werk, nie my woord nie, maar u woord. Daarom eer ek u daarin. Seën hierdie woord. Ook dat soos u woord sê, my woord keer nie leeg na my toe terug nie. Daarom vra ek ook, Here, dat u deur die Gees my lippe ook salf en gesalf het, sodat hierdie woord van u, ek is net die saaier, die woord is u woord. Soos Paulus skrywe, ons plant, ons saai die woord, maar u is die een wat dit laat groei. Daarom eer ek u daarvoor. In Jesus naam vra ek dit alles.